gebed te doen saam. So kom ons buig die hoofde en ons bid saam. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons vanoggend hier vir 'n oomblik by die graf van Louisa van der Merwe kan stil staan. Here, ons wil vir U dankie sê vir haar lewe. Ons wil vir U dankie sê vir wie sy was en in die eerste plek dat sy U kind was. Here, ons weet dat sy die laaste paar jaar van haar lewe swaar gekry het met haar gesondheid. Maar dankie Here dat sy aan U kon vashou al die pad. Here, dankie dat ons vandag aan haar lewe kan dink, maar in die eerste plek ook vir U kan dankie sê vir wie U is. Dat U die God van lewe is, dat U die skepper God is wat elkeen van ons onderhou, wat vir elkeen van ons die lewe gee. Here, daarom gaan vanoggend in die eerste plek nie net oor Louisa nie, maar oor U ook. Here, ons wil vir U dankie sê dat U hier is. Here, dat U by ons is, dat U ons hartseer en ons verlies wat ons ervaar, dat U dit weet en dat U dit verstaan. Here, dankie vir die woord wat vir ons troos en dat ons ook kan troos vind in mekaar en die wat hier is vanoggend. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ek wil vir enkele verse lees uit Jesaja 43. Maar nou, so sê die Here, jou skepper Jakob, die een wat jou gevorm het Israel, moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep, aan my behoort jy. Jy is myne. Dan sê hy verder, as jy deur water moet gaan, is ek by jou, of deur riviere, hulle sal jou nie oorspoel nie. En as jy deur vuur moet gaan, sal jy nie geskroei word nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou verlosser. Omdat jy kosbaar is in my oë, geëer is, omdat ek die een is wat jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Elkeen wat na my naam genoem is, tot my eer het ek hom geskep, onbevorm ja, hom het ek gemaak. Die Here sê, moenie bang wees nie, want ek het jou verlos, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Vriende en familie, Louisa van der Merwe is deur die dood van ons af weggeneem. Nie deur die Here nie. Dit is nie God se wil dat ons te sterwe moet kom nie. Dit is nie God wat sy mooiste blom kom pluk het nie. Die dood is deel van ons lewe hier op aarde. Jesaja 43 sê vir ons, jy is myne. Moenie bang wees nie. Al gaan jy deur vuur, al gaan jy deur water, die Here is by jou. Wat ook al vir jou bedreig. Die Here sê, hy loop saam met ons. Die dood is vir ons 'n realiteit omdat ons nog hier op aarde is. Die dood bedreig ons want dit bedreig ons ruimte en dit bedreig ons tyd. Ons weet dat Jesus Christus vir ons uit die dood uit kom red het. Maar nie net noodwendig van die dood nie. Dit beteken Jesus het die mag van die dood vir ons kom verbreek. Ons is verlos van die dood want dit het nie 'n houvas op ons nie. Maar dit is nog steeds deel van ons aardse bestaan hier op aarde. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Dit is wie Jesus Christus is. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar hy het uit die dood uit opgestaan, sodat ons die lewe, die ewige lewe kan hê, en so ook Louisa. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Vriende en familie, dit is vir ons 'n wonderlike troos, dat die Here by ons is, en dat Tannie Louisa, dat ons vandag vir mekaar kan sê, dat sy by die Here is. Die kere wat ek haar besoek het, het sy elke keer vir my gesê, hoe sy vashou aan die Here, hoe die Here haar anker is, hoe die Here haar troos is. En ons hoef nie daar te wonder nie. Die Here het vir haar ook die ewige lewe gegee. En dit wat ons nou in die gesig staan rondom die dood, kan ons weet dat die dood is eintlik maar 'n oorstaptyd vir ons. Dit is 'n tyd
om in 'n ander dimensie in te gaan. Daarom kan ons sê deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan ons as gelowiges uitroep: dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Dit wil sê die dood het geen invloed meer op ons nie, want die mag van die dood is vir ons verbreek, ook vir Tannie Louisa. Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons treur anders. Ja, ons mag hartseer wees. Ons mag die verlies van haar dood mag ons voel. Maar ons het goeie herinneringe aan haar en ons weet waar sy is en dis hoekom ons saam met Paulus kan sê dat ons steeds hoop het in die Here, al is ons hartseer. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Dit is die realiteit, maar ons weet dat die Here dit sien. Dat die Here elkeen van ons wat hier is vandag, sy gedagtes en sy gevoelens ken rondom die verlies van Tannie Louisa se lewe, in ons lewe. God sien dit. En God het dit self beleef toe hy op aarde was. In die vorm van Jesus Christus. Jesus wat homself gegee het, wat sy lewe opgeoffer het, sodat ons kan lewe. En daarom kan ons saam met Jesaja 43 sê dat ons bly is daarin dat die Here saam met ons is. En ons kan in daardie belofte vashou. Weer is 'n groot verlies, dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging vir ons. Ons kry dit deur die woord van God, deur tekste soos Jesaja 43. Ons kry dit in mekaar, waar ons mekaar as familie en as vriende kan ondersteun in hierdie tyd. Die Here los ons nie alleen nie. Die Here verlig ons smart, hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te loop. As Jesaja 43 sê dat selfs al gaan ons deur water en deur vuur, al gaan ons deur moeilike omstandighede, sê die Here dat hy ons nooit sal los nie. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Die dood van 'n geliefde vra van ons om ons eie lewe in perspektief te stel. Om vir onsself te vra, wat is my prioriteite, vir wie en waarvoor lewe ek? Waarvoor lewe ons? Is my lewe vir die Here reg? Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Ons kan nie meer vir onsself leef nie. Jesus is gekruisig, hy het die dood oorwin, hy het opgestaan sodat ons elkeen die lewe en die lewe in oorvloed kan hê. En sodat ander mense ook hierdie goeie nuus van die evangelie kan hoor. Daarom sê ons saam met Paulus, as hy sê in Romeine 14 vers 8, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, dan sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan nou lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Dit is waar van elkeen van ons, en dit is ook waar van Tannie Louisa wat nou by die Here is. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir hierdie wonderlike troos wat ons vanoggend uit Jesaja 43 gaan kry. In die eerste plek dat elkeen van ons aan U behoort. Dat ons U eiendom is. Here, so weet ons ook dat Tannie Louisa U eiendom is en dat sy by U is vandag. Here, dankie dat ons kan weet dat wat ook al met ons gebeur in hierdie lewe, dat U saam met ons is. Jesaja 43 sê dat ons deur water, al gaan ons deur water en deur vuur, Here, al gaan ons deur baie moeilike dinge in ons lewe, weet ons dat U altyd saam met ons is. Here, want U het elkeen van ons geroep op die naam, U ken elkeen van ons. U ken elkeen van ons se diepste vrese, elkeen van ons se hartseer, elkeen van ons se pyn, Here, ook ons vreugdes. Here, dankie dat ons kan treur en ja, kan hartseer wees oor die verlies van Tannie Louisa se lewe in ons lewens.
Maar Here, dankie dat ons dit kan doen soos mense wat hoop het. Here, dat ons 'n verwagting het van U, omdat U die belofte gee dat U saam met ons hierdie pad sal loop. Here, ek wil bid vir elkeen van ons wat hier is, as ons vanmôre hier weggaan, Here, dat ons sal vashou aan die belofte van U woord. Here, dat ons mekaar sal ondersteun in hierdie dae, en dat ons kan weet, Here, dat U 'n God is wat baie naby aan ons elkeen leef, nader aan ons as ons eie vel. Dankie Here dat ons hierdie dinge kan bid, omdat ons troos en ons hoop in U gefestig is. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ek wil vra, terwyl ons die kus gaan laat sak, gaan ek vir u nog 'n stuk lees en gaan vir ook die geloofsbelijdenis aan u lees, en daarna sal ek vir u geleentheid gee om u laaste afskeid te neem van Tannie Louisa deur roosblare op die kus te gooi. Ons neem nou afskeid van Louisa Johanna van der Merwe, wat deur die dood van ons af weggeneem is. Ons dink aan die graf van ons Here Jesus Christus in die tuin van Josef van Arimatea. Op die Sondagmôre was die klip weggerol. Die graf was leeg. 'n Engel het vir die vroue gesê: "Moenie skrik nie. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Hy is opgewek." Ons vind troos in die woorde van Jesus: "Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie." Daarom bely ons ook nou, ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en ons glo ook in die ewige lewe. Amen. The following is now the loved ones of all of us can just come to prolong our last respect to the loved one that we already given.
sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did
appear. The hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see.